my ma het altyd gesê, as sy so na my kyk en sy sê, ja nee, jy lyk soos die duiwel wat besig is om perskes te pluk, want hier kom die stofwolkie aan. Ons almal eet om te oorleef en baie keer sit ons nie 'n gedagte daarin om te dink dat ons is wat ons eet. Ek is Pieter Steyn. Kom ons gesels land en sand. Annelien Pinaar, jy is waarskynlik een van die bekendste en mees geliefde koskenners en konsultante in Suid-Afrika. Dankie dat ons vandag hier op die plaas die naby Hartbeespoort met jou kan gesels. Annelien, die feesseisoen is nou pas verby, die tafels het gekreun onder die kos wat uit jou twee boeke en uit jou webwerf gemaak is. Waar het jou pad met kos begin? En kook en bak en brou? Ek dink ek het gisteraand op Instagram so 'n oulike ding gesit wat ek sê my pad met brood het begin toe ek 00 jare oud was. Ek dink in my ma se in die baarmoeder al het dit begin en ek dink 'n mens ek dink met my babas ook, hulle het aan die klanke en die gewerkskap van 'n kombuis gewoond geraak nog voor hulle gebore is. So ek dink dit is seker maar daar en dit is maar in ons DNA, want my familie was ook maar in die voedselbedryf en hier waar ek vandag sit in Skeerpoort is waar ek gebore en getoe is in 'n multikulturele samelewing. So ons het blootstelling met ons tradisionele Afrika, jy weet, die Zulus, die Xhosas, die Sesothos, weet, ons het met hulle kos te doen gehad, dan het ons die Grieke, die Portugese, die Italianers, die Duitsers, hier oorkant is my buurman met die kaasplaas, die Nederlanders, so ek het 'n ongelooflike passie vir kruinspesery en dit het ek by my ma se vriendin Nasima se kombuis opgetel, so ek het 'n baie wye, hoe kan ons sê, 'n geure biblioteek. En ek dink dis waar dit begin het, maar ja, soos wat my ma mag gekuier met ander mense, het ek maar die goed gesien en my ma was 'n baie goeie kok. Kom ons kom net gou by Boerekos met 'n Toast, die Facebook groep. Daar's bykans 60,000 lede amper en hulle is baie aktief en jy's ook baie aktief. Hoe het jy besluit op sosiale media? Weet jy, dis eintlik 'n hartseer storie. Ek het my jongste sussie, net so om gou 'n stappie terugvat, my jongste sussie was 'n insulienafhanklike diabetes vandat sy 3 jaar oud was. So dit is min of meer maar eintlik ook nie net van ek het in 'n kosomgewing groot geraak nie, omdat sy insulienafhanklik was daar baie risikofaktore gewees en ook weet my ma het baie hard gewerk met haar. Jy weet om in daai jaar om 'n kind lewendig groot te maak wat 'n diabetes was nie 'n grap nie. So met die gevolg is ja, dis hoe ons toe nou hoe ek by dit uitkom en om terug te gaan dan na jou vraag toe, hoe het ek by Facebook uitgekom? So in daardie tyd het ek van ons familie het oor see gewoon en dit was die tyd van BBM's en al daai goed. En dan het ek so, my een niggie was toe op Facebook en sy sê toe vir my, nee, kontak my maar deur Facebook is makliker as om deur die selfoon te werk daai tyd. En ek laat weet daar, en dan sit ek in die aand, en sê ek, wat hierdie is Facebook? Nie is allerhande speletjies en goed, maar dit interesseer my nie. En hier is ons iets van vleis wat opkom, en ek lees hierdie ding oor vleis, en ek dog, nee, liewe genade, asyn, en slaaisous, en Coca-Cola, en ek dog, en ek trek toe nou asof, en ek is 'n dosent, nee, en nou maar ek trek hier los met die voedselwetenskaplike in my wat neskop en toe kom ek agter, ek het op 'n baie speelse manier, het ek toe nou verduidelik die konsepte van dit. Ja, so en ek het so aand na aand, het ek maar so gesit en toe die ding my begin byt. En toe het ek net eers 'n gewone page gehad, en toe kom ek agter, hoor hier sommer, hier is nogal goggas wat hier deurkom, en iemand stel toe vir my 'n privaat en 'n geslote community of 'n gemeenskap voor, en dis hoekom Boerekos met 'n Toast na 15 jaar nog steeds baie klein is, want ek dink net, ek wil graag mense wat dieselfde dink oor kos, oor gesond leef, graag iets wil leer, so BKT is 'n huis waar jy veilig kan voel, waarin jy kan kom, daar is nie dom vrae nie. Die domste persoon is wat daar is die persoon wat nie vra nie. Waar kry jy tyd, want ek meen jy bied TV-programme aan of jy het TV-programme aangebied, radiopraatjies, jy skryf boeke, jy het die webwerf wat jy aan die gang hou waar mense ook resepte op kan inteken en so aan. Ek het nou gesien oor die feestyd waar daar verskriklik baie vrae was van mense, jy weet, hulle is besig om iets te kook en dan kom hulle iets agter en dan gaan hulle gou en vra en jy antwoord
elke mens baie geduldig en met goeie grondige kennis. Waar kry jy tyd en geduld om dit te doen? So 'n mens moet baie kwaai met jouself wees. So beide kante van my brein werk eweveel. So jy sit met die kreatiewe kant en met die formele kant, die akademiese kant. So jy moet baie kwaai met jouself wees. So met die gevolg is ek het sekere admin-ure wat ek op Facebook is. Dit kan 'n verslawing raak, so dit het ek ook baie vinnig agtergekom. So ek is byvoorbeeld net 9:00 in die aand tot 10:00 in die aand vir 'n uur beskikbaar, maar in daai uur voel ek net jy het moeite gedoen om die vraag te plaas en ek gaan so ver as moontlik die vraag vir jou antwoord. As ek hom nie kan antwoord nie, laat ek hom oorstaan en ek kom dan terug. Want 'n mens is moeg, weet ek is nog betrokke by 'n kosbesigheid ook, waar ons 'n restaurant het en kos vervaardig. Met die gevolg is dat jy moet jou ure, want dan moet jy weet jy het nou dit, jy moet beplanning doen vir daardie besigheid. Elke week het ons etes wat uitgaan, so mense moet kreatief met dit wees en dan het jy nog kliënte buite. So as ek nie sê op 'n maandag en 'n Vrydag is ek by hierdie besigheid. Ek vat nie af nie, behalwe Sondag is my goue dae. Ek is nie op sosiale media nie, my foon is af. Kinders is by die huis, ek het 'n laatlammetjie op kosskool, so dis my tyd, en dis dit. 8:00, 9:00 weer op 'n Sondag aand, dan klim ek weer in en ek hanteer vrae. So ek is op myself baie gedissiplineerd en ek is in 'n baie stywe roetine, anders werk my ure nie uit nie. En weet jy wat? My lesers weet ook, ek sê vir hulle reguit, hoorie, ek het nie tyd gehad om X, Y en Z te doen nie, alhoewel die intensie goed was om X, Y en Z te doen, is dit hoekom nie. So 'n mens moet ook met jouself realisties wees en ja, 'n mens moet ook op 'n punt kom dat jy weet daar's 'n gesprek wat ek nou die dag na geluister het oor kindness en wat was dit, nice wees. Nice wees is nie opreg nie. Kindness is wanneer jy nog steeds ferm maar tog goed is en dan kan sê, hoorie, nee, ek kan nie. 'n Mens moet kan sê nee ook. En dit het ek eers baie laat in my lewe geleer. En raak mense nie geniepsig en lelik nie, want daar's so baie, jy weet, mense soos Leandi die Rand het al baie daaroor gepraat, oor sosiale media en mense wat eintlik maar lelik raak. Weet jy wat? Ek dink omdat ons, verstaan my mooi, ek het Afrikaanse mense, ek het 'n wye spektrum, Afrikaans, Engels, ek het Sesotho's, ek het 'n wye denominasie, so ek probeer in Afrikaans en Engels bedien en ek dink omdat my huisreëls so streng is en voordat jy op die groep inkom, omdat dit nou 'n geslote groep is, word jy uitgenooi deur iemand wat dieselfde denkpatroon as jy het en ek is 'n godvreesende vrou. Ek hoef nie vir jou te sê ek is 'n Christen nie, ek hoef nie, net die manier hoe ek jou hanteer sal vir jou sê, hoorie, hierdie word in Jesus liefde gedoen en hoe ek jou laat voel na die tyd. Ja, ek kan partykeer bietjie kwaai raak, maar ek dink omdat BKT huis reëls en regulasies het en ek die mense verwys daarna, word alles in goedheid word dit gedoen. So ek's baie dankbaar daarvoor. Ons kry uitskieters, ons kry mense wat tog ietsie snaaks sê, dan gaan ek na hom toe en vra ek asseblief uit watter konteks het jy dit gedoen en hoekom het jy dit gedoen? En weet jy wat, ek is die beste wegkruipertjie speler. Ek sê net 1 2 3 blok jouself. Jy het nou so daarin geraak dat jy hier in die omgewing groot geword het, maar vertel ons bietjie van jou kinderjare en jou pa en jou ma, broers en susters ensovoorts. Ja, want ons is 3 dogters gewees. My pa en my ma het beide vir die Atoomenergie Koöperasie van Suid-Afrika gewerk. So in daai jare het meeste van die mense wat my hier op Skeerpoort opgeëindig het, was nie noodwendig boere nie. So ons het maar op 'n klein plaasie gewoon en my ouers het maar gependel met die busdiens, het hulle daai tyd van die Pelindaba af hiernatoe gereis. So ons het maar groot geword. My pa was maar 'n ingenieursbrein en my ma was meer in die boekhouding gewees. En toe my sissietjie siek geraak het my ma toe nou maar huisvrou geword, maar tog sy was 'n entrepreneur. So daar was groentetuine en sy het uitgebak en baie navorsing gedoen oor my sissie se kondisie en moeite met haar etes en goeders gedoen, want onthou dat die hele gesin word daardeur geaffekteer. So en dan het ek my middelsussie en ek verskil presies 10 maande.
Ek's Februarie die spesifieke jaar gebore en sy is die Desember gebore. So ons twee is nou effektief tot en met Februarie ewe oud. Dan word ek weer die oudste. As ek nou so reg tussen die lyne lees en reg verstaan van jou, is jou sussie wat met diabetes gediagnoseer was, dit het eintlik veroorsaak dat jou ma moes begin navorsing doen en kyk hoe om te kook en wat om te kook en sovoorts, en dit het natuurlik julle ook beïnvloed. Ja, nee, verseker, en ek dink, omdat ek 'n baie besige kind was en sy moes my besig hou, nee, kyk, as ek vir jou sê hoeveel aartappels ek in my lewe geskil het en perskes geskil het, my ma het altyd gesê, as sy so na my kyk en sy sê, ja nee, jy lyk soos die duiwel wat besig is om perskes te pluk, want hier kom die stofwolkie aan. Ja, so dit was vir my, weet jy wat was my erg? In daai dae, jy weet, roomys is nou 'n eenvoudige ding, maar in daai dae, nee, was daar nie 'n goeie kwaliteit diabetiese roomys of 'n diabetiese sjokolade nie, en dit het my toe laat begin krap en begin dink, en my ma het opgeëindig by die Suid-Afrikaanse Hospitaal, en daar was 'n baie goeie internis gewees, en sy het ons toe na die Diabetiese Vereniging van Suid-Afrika verwys, en daar het ek in die kookboeke ingeklim, en toe ek so 16 was, toe het Lisbeth Delport en Gabby Steenkamp, het hulle toe begin kookboeke, 2 dieetkundiges uitgebring, en dit is wat my kop laat swaai het, om in die rigting te gaan waarin ek toe gestudeer het. En ja, van daar af was, ek is nie 'n diabeteskenner nie, maar dit is 'n passie vir my, om te weet wat is daardie persoon se lengte, gewig, ouderdom, ons gaan kyk na wat sy daaglikse behoeftes gaan wees, hoe gaan ons daardie koolhidrate tellers laag hou, en weet, dit is vir my 'n lekker, weet ek het baie geleer daaroor. Maar dit is interessant, want ek het ook ergens gelees, dat dit in 'n stadium vir jou belangrik was, en ek vir jou ma ook uit die aard van die saak, dat diabetiese kos hoef nie sleg te wees nie. Nee, glad nie, weet jy, as ek nou kyk, hoe baie glutenvrye klasse ek aanbied, en saam met die glutenvry sit ons met laktosevry, suikervry, low carb, keto, en hoe gemakliker die inligting beskikbaar raak, en hoeveel dieetkundige klinieke daar nou al vir diabetes saamgestel is, dan kan jy amper die diabetes en allergie ook nie van mekaar skei nie, en as 'n mens gaan kyk na hoe hoog geprosesseerd voedsels is, en al die preserveermiddels en kleurmiddels en geurmiddels wat inkom, dat dit snellers is, dit is dis snellers wat ander auto-immuun probleme teweegbring, en dan wil mense altyd gluten of suiwel die sondebok maak, en sê moenie meer gluten eet nie, moenie meer soja eet nie, moenie meer dit nie, maar as 'n mens teruggaan na en dit het ek my 3 kinders so groot gemaak, dat as jy in die winkel ingaan, as hy uit 'n pakkie uitkom, en hy het 'n pedigree onder die bestanddele lys, wat jy nie eers weet wat daai E-reeks goed voorstaan nie. Weet jy wat? Daai E-reeks kon vir gesê, dit was rotgif. Verstaan jy wat ek sê? Uit onkunde uitkoop ons dit, en ons lees nie die voedseletikette nie. So my beginsel van leef is, you live from the land, vars uit die tuin, dis nie altyd moontlik nie, maar dit is, gaan koop daai ding vars, in sy enkelrou formaat, moenie gaan en klaar geprosesseerde voedsels koop nie. So ek's baie passievol daaroor, so allergie, diabetes, al daai goeters kan self beter bestuur word as 'n mens net tyd maak daarvoor. Ek voel net as jy kan beplan vir jou ou dag met al jou polisse en versekerings en wat ook al jy insit, hoekom kan jy nie belê in jou gesondheid nie? Jy het toe voedselwetenskappe gaan studeer by Tikkies en dink by die Technikon Pretoria. Het dit voortgevloei uit jou sussie wat diabetes gehad het? Ja, verseker. Kyk, omdat ek baie kreatief is, was die voedselkleding en interieur deel by Tikkies vir my 'n lekker roete om te gegaan het, maar dit was baie meer akademies. En in daardie dae het ons nie baie praktyk gehad wat ons gedoen het nie. En toe ek by Tikkies weg is, toe het ek by die Technikon van Pretoria toe opgeëindig, en ek het toe gespesialiseer daar meer in die voedselproduksie en in die voedselkant. En daar cum laude geslaag ook. En van daar af het ek 'n pos gekry by die Technikon. En want toe het jy nou hierdie RPL's wat jy kry en alles, en toe as 'n tegniese aankoper by hulle begin, terwyl ek studeer het, toe sê ek maar, hoorie, kan julle my nie betaal vir 'n HWD doen, en toe doen ek dit, en toe ek nou daar klaar is, toe sê hulle vir my, vra ek vir hulle, hoorie, maar kan ek nie by die National School of Photography gou 'n fotografie kursus doen nie?
En die persoon wat my geïnspireer het, leef ongelukkig nie meer nie. Dit was 'n persoon twee persone by die Vleisraad. En en die meneer Van Heerden, ek onthou hom nog net as meneer Van Heerden, hy was die hooffotograaf van die Vleisraad en toe het hulle 'n boek uitgebring en ek was regtig baie gelukkig geweest om as 'n skiewie op 'n naweek daar te kon gaan werk terwyl hy die boek geskiet het en ek het net hierdie passie vir ligbestuur, my oë kan lig. Ek kan met 'n selfoon vir jou fantastiese foto's neem. Ek hoef nie 'n duur kamera te hê nie. Dis net hoe Willie ons geleer het om lig te lees en hoe jy lig kan gebruik om 'n ding lewe te gee. Ek weet nie met lig te skalp nie, nê? Ja. Ja, dis fantasties. So ek het van jongs af het ek dit net in my oom ook was ook in fotografie en so as kind was dit vir my hierdie kamertjie waar hy die film ontwikkel en dit was net dan dink jy myself kyk hierdie bruin goed en hierdie geel ligte en rooi ligte en dit was net vir my baie fascinerend. So onthou ek kom nou uit die dae van 50 mm film en lense van 35 mm so ja, en jou ISO was klaar vas op daai filmrolletjie wat jy gekoop het. So jy moet daai filmrolletjie kan jy nie uithaal nie, jy moet vir hom klaar skiet. Waar sit ons vandag, nê? Wat 'n ongelooflike digitale vermoëns daar is om content te kan skep. Hoe jy daai lig skuif, weet jy, ek het 'n ongelooflike passie. Ek sê as ek eendag moet die voedselindustrie verlaat, wil ek 'n fotografie skool begin, want ek kan vir jou alles vertel van wat jy nie moet doen nie en moet koop nie. En toe jy nou klaar studeer het en al die kursusse gedoen het en so aan, wat was jou eerste werk? My eerste egte werk, o jene. Jesus, ek het so baie los werkies tussenin. Wat was my eerste werk gewees? Dit was 'n tegniese aankoper by die Technikon Pretoria. Ja, dit was my eerste regte salarisbetaler gewees, was dit gewees. En het jy ooit by die Vleisraad gewerk ook? Nee, ons het maar net as studente het ons maar daar gewerk en dan het hulle ook maar vryskut mense gebruik want onthou, as jy nou dink aan die kookboeke wat ek ook uitgebring het, wat het ons nodig? Ons het 'n stylus nodig. Of kom ons begin met die art director het ons nodig, die kunsdepartement wat besluit hierdie lappie en bakkie en daai goeters en hulle werk weer saam met die stylus, dis baie belangrik. Dan het jy 'n chef nodig, jy het 'n chefsassistent nodig wat prepwerk en daai goed kan doen en bereid is om skoonmaakwerk tussendeur te doen. En dan het jy jou fotograaf nodig en ja, die fotograaf het baie keer ook nog 'n ekstra hand nodig om goedjies te help skuif en te doen. So ek was deel van daardie skiewies wat maar net daar tussenin is en omdat ek 'n visuele leerder is, het ek alles geabsorbeer soos 'n spons. Jy weet, ek was nie net daar 'n lyf nie, ek het gekyk en geleer en na die tyd, meneer Van Heerden was, Willie Van Heerden, hy was baie gaaf gewees en hy het rustig my vrae geantwoord en toe het hy met die voorstel gekom van, hoekom doen jy nie hierdie kursus nie en my baas sê dit betaal. Hoe wetenskaplik is kos? 100%, 1000%, 1.000.000% wetenskap. Kom ek stel vir jou hierdie probleem. So, ons sit met verskeidenheid koring in Suid-Afrika wat geproduseer word. Van die koring ook word ingekoop vanaf Rusland. So, ons het daar's 'n baie groot meule net halfpad van Durban hawe af. En hulle maal byvoorbeeld vir jou KFC, vir Bimbo's, dis die ouens wat McDonald's buns maak, daai ouens. So nou gaan kyk ons na die kwaliteit van meel wat inkom, is dit B1, is dit 'n B2, B3, so daar's klassifikasie vir koring, so dis al klaar waar dit begin, hè. So nou wil die tannie wil nou 'n broodjie bak, maar die tannie sukkel om die broodjie te bak. En die tannie koop nou hierdie produk aan, X, Y en Z, dis 'n kommersiële meel, en dan is daar allerhande snaakse goedjies wat gebeur met die kommersiële meel, en nou moet ons nou gaan bepaal, die kliënt kom klaar, na my toe, kom ons sê die meelenaar kom sien my, en sê vir my, hoorie, maar hulle bak nou vir hierdie groot maatskappy koop aan by hulle, en hulle versprei brood deur Suid-Afrika. Dis nou een van my probleme wat ek nou onlangs gehad het, so ons praat van 100 ton meel 'n jaar wat deur die bakkery gaan. En die eindproduk bars en skeur, daar's nie sterkte in die meel nie. Nou gaan ons terug na watter kwaliteit koring is gebruik,
en ons gaan identifiseer. En ons moet weet, as ons met 'n B1, wat die beste kwaliteit is vir menslike gebruik, gaan hy 1% nadat hy gemaal is, gaan hy kwaliteit verloor, of proteïen, wat hy gaan verloor. So ons wil met 'n 9 tot 'n 11% proteïenmeel werk. Dan, wat gebeur in daai meel? Hoe word hy gemaal? Die twee proteïene, gliadin en glutenin, dis die een gee strekbaarheid, en die ander ene gee vir ons elastisiteit. Dis twee verskillende terme. Ons gaan kyk dan wat het daar gebeur. Kom ons gaan kyk na hoe dit gemaal is. Het daar enige van die koring, want onthou dis die endosperm wat ons gebruik, die wit deel van die koringkorrel. Het daar van die semel ingekom? Al kan jy nie die semel sien nie, is dit kontaminasie wat plaasvind, want elke semeltjie wat deurkom in 'n wit meel, is soos 'n klein lemmetjie. Ja, en dan meng jy nou jou deeg, en dan kom jy agter, jene, maar hierdie is 'n pappery, ons wil nou 'n brood bak, en dit is slushpappie wat hier onder in die bak lê. Maar as gevolg van die kontaminasie van die bran wat, of die semel wat deurgekom het ons dan 'n probleem daar, dat hy daai klein lemmetjie sny jou deeg. So verstaan jy hoe tegnies kan dit raak? Dan het ons alveograwe, daar is soveel ander metodes waarmee ons daai rekbaarheid moet toets. Ons het laboratoriumtoetse waar ons die ash content, die as bepaal, en daai ash content sê ook vir ons as hy baie hoog is, het daar iets fout gegaan met die proteïene. So in kort, vir die industrie waarin ek tans werk die afgelope 30 jaar, is ek 'n koringmeel spesialis. Is dit waar die suurdeeg broodbakkery en die klasse wat jy aanbied vir suurdeeg broodbakkery ook vandaan kom, en dan neem aan 'n baie groot passie vir brood? Ja, verseker, ons het met buiteoonde, broodoonde groot geraak, weet kleioonde. So my pa het met termietneste was die buitekant en die binnekant van die oonde uitgevoer. Termiete het daai spesifieke gom, en weet hy se bestand ook. Jy weet hoe warm word raak die Afrika son. En dit is waar Facebook my baie gehelp het ook die laaste 15 jaar. Wat ek net gevoel het is dit is so belangrik om miskonsepsies oor goed by die verbruiker in te bring en te sê, hoor hierso, Hawkeye, lees daai bestanddele lys, lees wat daar aangaan. En wat ons net moet gesonder leef, en dis hoekom interessant genoeg, ander joernalis het my nou die dag gevra, maar hy kom agter, ek is nie een van daai bekende mense wat 'n handelsmerk, 'n brand ambassador vir X, Y en Z is nie. Ek word nie groot bedrag, en hulle het ook gehoor dat ek sê nee vir hierdie goeders. Toe sê ek, want weet jy wat, jy gaan my nie betaal om te jok oor iets nie. En mense is bang vir my, want ek is brutaal eerlik en reguit, want ek wil nie hê dat die verbruiker op die ou end mislei word deur 'n etiket nie. Ek sal uit my eie uit, sonder om ekstra geld daai te verdien, handelsmerke tag in my sosiale media plasings, wat ek voel, hoor hierso, wow, hierdie ou van Priska, hy is organies geregistreer met sy koring wat hy produseer. Dit is grane wat kom, dis ek spot altyd en sê, mens mag nie spot nie, ek is lief vir die Here, maar dis liewe Jesus grane. Dit is ancient oergrane wat gebruik word, geen genetiese modifikasies en goed wat plaasgevind het nie. Hy is so suiwer en rou as wat kan wees. So by my gaan jy rustiek kos kry, autentieke kos, eenvoudige kos maar wat jy gaan volmaak. Daar waar jy nou sit, het Albertie eendag kom kuier toe slaap by die oor. Toe het hy nog nie sy pekanneute geplant nie. En die man met hierdie hare en kyk, hy het mos 'n seerower baard binne 3 ure, En die man sit hier so, en ons gaan eet lekker daar onder ontbyt en hy haal uit sy bakkie uit van sy Tannat wyn, en hy het nog op daai stadium bier gebrou en 'n paar biere, en hy haal vir my 'n 25 kg sak mielieblom uit. En toe op daai dae het Bertie nog organies, hy verskaf nog steeds aan hierdie mense, want sy ash content is baie goed, om Dorito chippies, weet daai nachos, spesifiek die nachos te kan maak. My mens, die eerste keer in my lewe wat ek toe besef het, onthou mielies, Mielies was geel, nog in sy oertyd was hy geel. En hy maak daai sak vir my oop, hy sê vir my, ek wil hê ek moet iets kyk. Ek sê vir my, ek weet mos nou dis mielieblom, hy sê nie, kom kykie. So geel as wat daai klappies is daai mielieblom. Weet jy wat besef ek toe? Met 'n skok, dat die melktert wat ek en jy eet, as ons sê nou maar iemand in tyd
terug in tyd moes gaan haal het, nee, die ou boeretannie, nee. In die 1800s, sy het vir jou gesê het, hoorie, daai ding is siek. Dis te wit. Daai geel van daai mielieblom, weet jy, dit was die lekkerste, ek het vir seker nog 5 jaar, ek het nog pakkies so ook uitgedeel, vir mense wat net gesê het, hulle kan nie glo dat mielieblom so kan smaak, en die soetheid en die geur wat daar uitkom, toe sê ek onthou net, hierdie is nog hoe hy was, destyds toe die mense in die ou dae was, en dit het nou maar net deur blyking en al daai goed het hy witter geword, en dan genetiese modifikasies wat plaasvind. Kyk, ek is nie teen GMO nie, verstaan my mooi, hy het 'n plek in die wêreld. Ek dink, dit gaan vir my daaroor, as dit nie daar was nie, sou mense in Afrika dood gegaan het, of in ander wêrelddele, waar sekere variëteite van 'n spesifieke graan nie kan werk nie. So, mens kan dit verstaan dat dit is ontwikkel vir 'n vinnige groeier, of kort groeier, of whatever, maar die punt van die saak is, dit het definitief hongersnood in sekere wêrelddele, maar ek en jy het nog steeds die keuse, wil ons organies koop of wil ons nie. En 'n mens moet weet wat ons gevoer word, en ek sê ook altyd, ek het 'n so gesegde, wat sê, ons is die proefkonyne met die F in die middel, proefkonyne van die chemiese revolusie in die kosindustrie. Dink mooi wat ek sê. Ons is die proefkonyne. Daai advertensie wat jy sien, gaan koop daai hoender. Jy sien daai advertensie van, daar's klaar 'n kos wat, in ons bedryf praat ons van reconstituted foods, so dis kos wat klaar vir jou berei is. Gooi gou water by, dan het jy 'n soppoeier. Maar as jy gaan kyk na wat die goed wat daarin is, nie goed is nie. En daarom het ek 'n boek geskryf destyds, wat jy jou eie soppoeier kan maak, wat jy jou eie witsouspoeier kan maak, wat jy in jou kas hou. My kinders is universiteite toe, met hierdie goeders, en dis al wat hulle ken, want ma het vir hulle gesê, moenie daai goed gebruik nie. Is dit moeilik om dit dan nou van niks af te maak nie? Is dit tydrowend? Dit is nie, want op die einde van die dag, as jy slim te werk gaan, jy kan klaar by al jou bakkerswinkels gedroogde eie, gedroogde knoffel aankoop. So daar het jy klaar jou, die moeilikste van jou werk gedoen. Daar is aftrekselblokkies, daar's goeie kwaliteit handelsmerke aftrekselblokkies, en dan botter en 'n bietjie meel en mielieblom en 'n vermenging daarvan, en daar het jy, en jy het 'n voedselverwerker en jy blits dit en jy klaar jou soppoeier. En dis waaroor my boeke gaan. Dis hoogs opvoedkundig. Elke resep kom met 'n les. Ek wys vir jou waar wat kan fout gaan, en om vir jou aan te dui wat die raakleeftyd is. Ek leer jou om bevrore voedsels te doen, dat jy klaar jou eie lasagnes of boboties, of weet, daai kos in jou vrieskas het, dat jy pasta souse op jou spensrak het, dat jy net die aand as jy moeg van die werk afkom, daar's klaar gaar maalvleis in die vrieskas, haal hom uit. Al wat jy moet doen is kook vinnig die pasta, haal 'n pasta bottel van die rak af, gooi dit oor, en daar het jy volledige ete. Jy hoor wat ek sê, so 'n mens kan, ek sê vir my man altyd, moenie jou graf met jou voortande grou nie, want daar is sekere van hierdie kitskos restaurante wat hy vreeslik lief is voor, veral as hy nou ook ry om konsultasies, hy is nie pekaneetbedryf, konsultant, en dan sê ek vir my asseblief, en dan sien ek daar in die bakkie, as ek so die begin skoonmaak, en sê, gatta, nee. Jy het nog gepraat van jou kookboeke, Boerekos met 'n twist, ek dink hy's al 7 keer herdruk, dit is ongelooflik, en dit het in 'n stadium beter verkoop as Kook en Geniet, waarvan die daai hersiene uitgawe van Kook en Geniet min of meer dieselfde tyd uitgekom het as Boerekos met 'n twist. Het dit maar voortgevloei uit die Facebook groep uit met sy 60.000 lede? Weet jy, daai tyd toe die boek uitgebring is, toe het ons maar, ek dink 18.000 mense op die groep gehad. Dit het my baie gehelp. Skrywers dink baie keer dat as 'n uitgewer jou kontak, onthou net, hulle het my gekontak, ek het hulle nie gekontak vir 'n boek nie. En dit het 3 maande gevat om my te oorreed dat ek dit gaan doen, want onthou, ek het nou op tersiêre vlak ook al boeke uitgebring, of bydraer of medewerker gewees tot sulke goed, so ons weet wat is die kommissies wat ons daarop verdien, so weet, dit is, ek parkeer om daar. So, om terug te kom daarna toe, jy moet jou eie bemarking van jou produk doen, want die uitgewershuis vir wie jy skryf, gee vir jou 3 maande blootstelling, dan los hulle jou uit. Dan is jy op jou eie met jou boeke. So die hele hoe-ha en alles daar rondom. So gelukkig was ek baie nugter gewees,
en geweet, hoorie, dit is nou maar die roete, dis 'n eensame roete as skrywer om jou werk te bemark en lewendig te hou. Daar het al baie skrywers, kosskrywers na my toe gekom, dan huil hulle, dan sê hulle, hoorie, hulle het nou gedink, hulle gaan soveel boeke verkoop en sê ek, broer, daai nagte wat jy gelê en slaap het ek gesit in bemarkings, ek het deur UCT het ek 'n 6 maande bemarkingsdiploma gedoen, maar ek vir jou sê, ek het in my lewe nog nooit so hard gewerk nie. Maar dit was 'n baie goeie, dit was deur Yale Universiteit aangebied, maar ek vir jou sê, as dit nie vir dit was, dat ek bemarking beter verstaan het, want dit was 'n sosiale media bemarkingskursus, en onthou die algoritmes verander die hele tyd, so ek is al so moeg om te probeer om by te bly, ek is net, doen maar net my skedulerings vir my plasings, en hy gaan net outomaties gaan, hierdie goeders gaan dit nou uit, maar, jy moet die hele tyd konnekteer met jou leser, en jy moet regtig eerlik wees, en jy moet daar wees vir jou leser, en daar's min skrywers wat pa staan vir resepte, en bereid is om in te sit, om die resepte te verduidelik. Ja, dit gebeur dan, dat jy mense op die groep kry, wat nie die boeke besit nie, of nie 'n subskripsie het nie, wat wel uit die vrae wat uit die boek uitkom, wel leer. En ek dink dit is dalk die suksessleutel tot dusver toe, is dat dit wat ek insit, en die eerlikheid waarmee ek, en die deeglikheid waarmee ek elke vraag hanteer, dit tog my boeke op 'n indirekte manier wel verkoop. Want waar sien jy my boeke? As ek nie vriende is met hierdie in die industrie nie, en vry vir 'n artikel, of vir 'n dit of 'n dat nie, ek doen dit nie. Ek voel net dat as ek mooi met my lesers werk, dat hulle weer advertensie gaan wees vir my vir vorentoe. En media is uitputtend. Hoekom dink jy is Boerekos met 'n twist die resepteboek so gewild? Ek dink daar's baie min resepteboeke wat 7 keer herdruk word. Dit moet boeke wees wat amper die toets van die tyd deurstaan het. Ek dink, en ons het daaroor gepraat ook, weet, dit was nou Desember het ons so gegiggel daaroor, want hulle, nou vra ek vir die kinders nou hoor ek hierdie een praat van 'n Gen Z en 'n Gen dit en 'n Gen dat. Ek sê broers en susters, nou ek het 'n seun wat in bemarking instudeer het, en ons begin toe daaroor te praat en hoe hulle dit kategoriseer. En ek sê toe maar, hoor hierso, maar my brein, want dit gaan oor tegnologiese ontwikkeling en hoe onderhoude gedoen word met 'n ou van my ouderdom en 'n jong ou sê maar soos jy of nog 'n jonger ou soos my seun. Dit word anderste benader deur HR wat nou hierdie goeders doen. Ek sê vir maar my brein op my ouderdom. Ek kan 'n film maak, ek kan foto's doen, ek kan 'n program gaan uitredeneer. Ek het ChatGPT al baie vrae gevra. Dan kom ek agter my hy is daar sekere boeke wat hy nie toegang tot het nie, so hy kan daai tegniese goed nie vir my antwoord nie. Nou sê hulle vir my, maar nie al die mense is so nie. Toe sê ek ja. Ek sê, want dit is die sukses van 'n besigheid. Jy moet kan dink wat die behoefte van 'n 3-jarige is. Wat is die behoefte van 'n 10-jarige? Wat is die behoefte van 'n 90-jarige? So ja, ek kyk elke 10 jaar, gaan kyk ek na daai verskillende groepe, en ek gee vir hulle elkeen, daarso is, sê nou maar 'n kaasmeer resep, want mamma het 'n kindjie van 3 jaar oud wat hou van kaasmeer, maar dit is 'n gesonde kaasmeer wat daai mamma kan gee. Dan sit ons weer met resepte wat gevorderd is vir die gevorderde bakkers, soos om soet mos te doen. Die Italianers praat van 'n Madre Lievito, goeie soos daai. Dit is eintlik dit wat daar binne-in is. So, die boek is geskryf van 'n beginner tot 'n gevorderde persoon. Ons sit met al die ouderdomsgroepe wat se breine, en die boek begin basies, maar hy kan jou tot op 'n gevorderde vlak wat hy jou kan vat. So, jy gaan nie verveeld raak met my werke nie. Glad nie. Maar jy het ook 'n boek geskryf oor vleis. Nou, dit is nie net 'n resepteboek, dit is amper soos 'n ensiklopedie oor vleis. Ek moet elke dag van my lewe vleis eet, ek moet bieg. Anders voel dit vir my, ek het nie geëet nie. So, en daai boek het net soveel inligting en dinge wat ek nie geweet het oor vleis nie. Ek dink toe die uitgewer na my toe gekom het, toe vra sy vir my, wat is jou passie? Toe is dit brood en vleis. En brood is baie tegnies. As jy een van my serieklasse bywoon ook, ek moet die hele tyd myself terugskaal om nie te veel te sê nie, dat ek die wetenskaplike nie inskop en om te ver vat nie, want dis 'n verskriklike groot onderwerp. En toe ek, my tweede passie is vleis. Ons boer, ons het ook ons eie lewende hawe. Ek het groot geraak met slag.
ken nie iets anders as slag nie. Jy weet, en toe nou nog by die vleisraad, ek bedoel, hoe moeilik is dit nou? Wat vir my wel sleg was dit, en my een seun het landbouagronomie by Stellenbosch Universiteit studeer en in sy finale jaar het hulle vleiskunde as 'n vak gehad. En hoe baie ons twee gepraat het oor die goeters en wat ek net gevoel het, daar sekere aspekte wat hulle nog meer aan aandag kon gee. Hulle moes dalk 'n bietjie 'n Blokman kursus vir hulle daar ingebring het, dat hulle kon sien, ja, nou weet jy die voeding van die dier, jy weet anatomies, fisiologies, weet jy nou al daai goed, jy weet op biochemiese vlak wat gebeur. Ja, so papier alles, maar om te weet waar is agterkwart, waar sit die ysbeen, waar sny jou fillet uit, waar is jou sirloin cap, weer die picanha, waar sit hy, weet, daai gedeelte, brisket, waar sny ons die brisket uit. So, toe ek nou, dit my amper 10 jaar gevat om die boek te skryf, want daar is soveel verskeidenheid insette in Suid-Afrika, en ek het met baie slagters ook gepraat, dan weet hulle nie vir eers die snit waarvan ek praat nie. Dan gebruik hulle internasionale standaarde. So toe moes ek nou gaan, en dit vir myself gesê, okay, ek is lief vir vleis, maar vleis moet lekker proe. Ek wil hom nie doodgooi met souse en geure en whatever nie, maar wat kan ek vir 'n voorkwart doen? Wat kan ek vir 'n agterkwart doen? Wat kan ek doen vir 'n taai vleisnit? Want ek gaan terug hoe Facebook by my begin het, is die referaat wat ek amper geskryf het vir hierdie mense om te sê. En ek bedoel, ek het dit geskryf en ek 'n week later sê my vriendin, jy moet bietjie kyk, daai ding is oor die 3000 keer geshare. Okay. Was dit raad oor vleis? Ja, wat ek net daar gesê het, ek sê mense, julle moet eers verstaan hoekom die probleem ontstaan het. Hoekom het ontstaan en wat kan 'n mens doen op 'n natuurlike manier om taai vleis minder taai te maak? En hoe bepaal jy as jy aankoop in die winkel of die vleis taai is of nie? So en dit is uit daai perspektief wat ek gegaan het en gesê het, okay, elke snit van die bees of van 'n vark of van 'n skaap of 'n stuk wild, hier is die snitte. Hoe gaan ons, watter tipe gaarmaakmetode gaan die beste werk vir die verskillende snitte? Wat kan ek doen as hy taai is? En dus toe nou waar die souse, soute en marinades, en as jy na daai afdeling kyk in die vleisboek, is dit die dikste afdeling ook van die boek, want daar leer ek jou om op 'n speelse chemiese vlak natuurlike produkte te gebruik met souse en marinades om vleis sag te maak. So elke resep is deur my hande geproe, baie navorsing gedoen, want die ding is, omdat dit so wetenskaplik is, kan jy jouself so vinnig, want daar's baie mans, wat my al baie keer aangevat het, oor hierdie goed, want onthou, die man is die jagter, hy is die slagter ook. Ek kan nie fisies meer, toe ek jonger was, kon ek 'n agterkwart optel, maar ek het gebuig, maar ek het net 10 meter gehad om te loop van die yskamer tot by die, waar ek hom neergooi op die tafel, op die werkstafel. Maar die punt is net, dat, weet jy moes, as jy daai tipe inligting publiseer, moet jy weet van jou feite. Ja. Jy kan nie, dit is nie 'n duimsuigboekie of, dit is nie dit nie, dit is nie saamgeflans nie. Dit is sorgvuldig uitgewerk, want ek hou van my feite. Wat sê jy van mense, ek het nou nog een van die mense op Facebook gesien, wat 'n bottel Coke bygooi? Okay, so kom ons gaan dink gou-gou. Wat is in Coke? So ons gaan kyk dat hy het suiker in, baie hoë vorme van suiker, hy het CO2 in wat ingeborrel word, so nou vorm daai CO2 saam met die water en die suikerstroop, vorm dit 'n suur. Daai suur gaan werk in op die vleis. So jy hoor wat ek sê, so ons het 'n pH faktor nodig wat meer na 'n suur gedeelte toe gaan, so dit beteken 'n pH neutraal is 7, so hy moet afgaan na 6, 5.8, 4 begin al baie suur te raak. So suur kan marineer, maar hier is die probleem. Sit jy asyn of soos Coke, iets wat 'n baie direkte suur is, as jy jou arm 'n snywond op het, of op jou vinger en jy werk met 'n suurlemoen, dan brand hy jou. Jy kan daai brand voel. En as jy nou gaan en jy gooi daai suur direk oor die vleis, sal jy sien die vleis se kleur, daai rooi kleur verander na 'n bruinerige kleur. So hy's besig om daai vleis uit te droog. Daar is natuurlike maniere deur natuurlike kulture of bakterieë in te bring, soos karringmelk, pleinjogurt, suuroom. Dit is natuurlike maniere hoe ons vleis kan sag maak.
Jy kan olyfolie het ook natuurlike ensieme in en dit 'n vakuum verpak byvoorbeeld. As jy hom kan vakuum verpak, want onthou met vakuum stoot hy daai geure, daai olies, druk hy deur diep in die vleis in. So hy's môreoggend is daai ding murgsag. So daar's slimmer maniere, gesonder maniere om nog steeds nie die vleis se smaak te beïnvloed nie. Hoekom moet vleis soet wees? Verstaan jy? Dit maak nie sin nie. So selfde so slaaisouse, daar word 'n suur bygesit om as 'n preserveringseienskap, daar's ook baie keer suiker in, ander preserveermiddels in. So ja, hy kan sag maak as gevolg van die suur, maar hy droog die vleis ook uit. So jy het nie daai sappigheid. Vir my gaan 'n stuk vleis daaroor dat hy moet sappig wees. Ek praat nie van pink rou nie, hy moet sappig wees sonder om droog te wees. So dis 'n kuns. Dink jy ons eet te veel vleis of kan 'n mens nie te veel vleis eet nie? Weet jy wat? Nee. Ek dink, as ek kyk na my kinders en hulle oefenprogramme en daai tyd toe hulle nou moes begin leer het ek beter resultate gekry deur 'n hoër proteïen dieet vir hulle te gee. Nie 'n carnivore dieet nie, ek bedoel vars, weet hulle kry 'n vleis en hulle kry hulle groente, maar ek het stysel beperk. Alhoewel, onthou kind se brein het koolhidrate nodig vir ensimatiese werking tussen die breinselle, maar daar's genoeg koolhidrate in die groente en in die vrugte, en onthou daar's nog steeds koolhidrate in vleis. So hy kry nog steeds sy hoeveelheid koolhidrate wat hy gaan nodig hê, kry hy uit daai tipe dieet uit. So ek dink my familie neig meer na karnivoor dieet, want as ons gaan kyk na obesity in die wêreld, dan die dieet wat hoog is aan koolhidrate is wat veroorsaak dat ons die vetringetjie om die midrif kry. So ek wil eerder sê die wêreld moet probeer beweeg om te kyk om minder koolhidrate in te neem en dan eerder alternatiewe ander planne te maak. So dit is 'n Switserland antwoord hierdie, neutraal. Wat is jou gunsteling vleis of selfs snit? As ek vir die familie kook, dan hou ek daarvan om te braai. So wanneer ek dan braai, dan hou ek daarvan om 'n skaapbout oop te vlek. En dan doen ek hom so 'n bietjie met 'n Marokkaanse infusie en vakuum verpak hom met olyfolie en roosmaryn en knoffel en suurlemoens stukke wat ek nou in die vleisboek is daar so lekker suurlemoen, gepreserveerde suurlemoen ding. En dan vat ek nou daai stukke wat nou so 'n jaar oud is en sny ek nou daai suurlemoen op en dan gaan ek na die vakuummasjien toe en hy druk daai geure in. So en ek ontbeen alles self. Dis vir my die lekkerste werk om te ontbeen. Ek weet nou is my net jy weet waar sit die been, jy weet hoe loop jy weet maar net, die nate waar loop wat. In elk geval, en dan word hy baie mooi sorgvuldig oor die kole, word hy soos 'n staan ribbetjies op die kant, word hy gaar gemaak, en soos vir daai sousies nou afdrip, het ek onder in die bak het 'n couscous. En dan roer ek hom so van tyd tot tyd, en so gat hy maar aan. Dan kry ek nou daai boutse sous so onder in daai pan. So dis my dood, en dan maak ek hom dat hy, ek seel hom eers in oor die 4 oor hoë hitte, en dan word hy in die staan roostertjie toegeknyp. En as jy hom dan sny, dan is hy soos 'n filet. Murgsag en so net so bietjie pink so in die middel. Dis hoe ek my vleis eet. Is jy honger? Baie. En wat eet jy glad nie? Ek is allergies vir skulpvis. Ek het met my laaste swangerskap in die moeilikheid gekom, en van daar af, ek weet nie, daar het maar net iets gebeur, en ek kan nie my mond aan dit sit, alhoewel ek lief is vir dit. So ek mag nie en kan nie dit eet nie. En is daar iets wat jy mag eet wat jy nie sal eet nie? Net nie mopani wurms nie, ek hou nie van dit nie. Ek is 'n baie nuuskierige eter, ja, maar ek het nou 2 keer by kliënte gekom, tradisionele kliënte, en hulle het vir my nou gedink, nou hulle gaan nou my, ek is nou begin 'n bietjie aversie vir die goed kry. Bederf met 'n mopani wurm. Geef my 'n stuk pap dan saam met 'n mopani wurm asseblief, maar moet hom nie vir my skoon gee nie. Ek hou van 'n curry afval, nie 'n vaal afval nie. Dom sal ek nie eet nie. Ek maak hom altyd 'n lekker curry afval en goed skoon gemaak. Hy moenie ruik nie, want as hy begin ruik, moet jy weet hy's nie reg skoon gemaak nie. Is dit die ding? Val met pens. Ek het al geruik, as ek daar in die Kalahari kom, partykeer dan ruik ek daai afval kook al van buite die kombuis. Vertel ons van die kookklasse wat jy aanbied.
Weet jy, my kookklasse is meer gemik daarop, ek wil nie uitvoering uitgaan met die tendense in die bedryf nie, en die mikpunt daarvan is om 'n gesonder leefstyl. Dit gaan nie net oor wat jy in jou liggaam sit nie, maar is ook wat jy op jou vel gebruik. So byvoorbeeld, die Syrië kursusse het ek 'n beginners en dan het ek een keer per jaar die gevorderde een wat ek aanbied. Dan het ek besprekingsgroepe ook op die Syrië wat ons doen. Dan het ek kaasmakery. Ons het volop melk hierso, so ons doen alles van cheddar, mozzarella, yoghurts. My dogtertjie, bedoel sy word nou 15 en sy maak haar eie yoghurt. Dit is iets wat, ja, so daar's geen preserveermiddels in die rakleeftyd 8 weke, so dis 'n maklike ding. As 'n kind van 7 jaar oud dit al kan doen, dan kan 'n groot mens dit ook volhoubaar toepas. Maar in elk geval, so ek voel net dis goed wat in my omgewing is wat ek kan doen, en omdat yoghurt so gereelde ding is wat ouers inpak vir kinders, voel ek net dit is 'n ander manier om gesonder konsepte in kosblikke te sit. Dan doen ek die glutenvrye gebakklasse. Daar's 'n verskriklike groot aanvraag vir daai spesialistklasse. En toe ek nou die laaste tyd, en ek sê altyd my klasse gaan deur 'n evolusie. Ek doen dit al oor die 30 jaar. Byvoorbeeld met die gluten, toe kry ons nou die probleem van laktose, eiervry, wat ek sommer klaar in daai klas ook sommer deurtrek. Leer ongelooflik baie met die vrae wat ons vra, baie celiac mense wat hier uitkom. Ja, so dis 'n interessante Hashimoto's, interessante goed, so ek leer, my brein, ek het got an inquiring mind, so ek leer baie en ek doen baie navorsing, ek werk saam met ander dieetkundiges, arbeidsterapeute, baie interessant ook wat met dieetkundiges skakel, as jy kyk na Aspergers, autisme, ADD, ADHD en hoe al hierdie goeters ook met verband hou. Jy kan nie glo nie, met kos. Ek bedoel, jy kan so die koskeuses. Een interessante gesprekspunt wat ons gehad het met autisme en Aspergers, die een ma wat hy gesit het 'n navorsing gedoen en sy het soja heeltemal uitgesny uit haar kind se dieet uit. Jy kan nie glo waarin soja oral alles is nie. En sy het vir my 'n houertjie gewys wat glutenvrye meel veronderstel was wat soja in het. En die lank en die kort daarvan is, die soja veroorsaak 'n infeksie in die buitenste vlies, inflammasie in die buitenste vlies van die brein. En dan as kinders episodes kry, ons sê tantrums, kry, dan is dit as gevolg van die inflammasie wat in die brein is. En dit vat tot 2 weke vir daardie inflammasie om uit die brein uit. So ons is 'n direkte produk van wat ons eet. En ek kan nie genoeg sê dat 'n mens moet gaan kyk. Ek het 'n hele veldtog begin jare terug met die konsep van breinkos. Wat moet en wat moet ons nie? Wat is gesond vir kosblikke? Hoekom moet ons dink wat ons in die kosblikke insit? Wat gaan die snellers wees, wat die delete knoppies gaan wees van die medikasie wat sekere kinders moet neem om te kan konsentreer? Jy weet, so dit is, kan jy verstaan dat ek sal nooit kan ophou werk nie. Nie van broodbak nie tot onderrig gee in oor voedselkeuses en ja, ek het ook 'n ou supersluipertjie gehad, so hierdie maat ook maar haar navorsing gaan doen om te weet, hoorie, wat moet ek vir hierdie supersluipertjie gee, ADD, en dit het direk sy gedrag en sy konsentrasie verbeter om koolhidrate byvoorbeeld te kon sny en sy proteïninname te verhoog en vars groente die hele tyd in te neem. Jy hoor, so dit het 'n direkte, en dis wat vir my lekker is om saam met dieetkundiges en arbeidsterapeute wat in hierdie veld gespesialiseer het te werk en resepontwikkelwerk ook vir hulle te doen, met die wete wat hier alles ingaan. Ons almal eet om te oorleef en baie keer sit ons nie 'n gedagte daarin om te dink dat ons is wat ons eet. Dit is so 'n geuite uitdrukking, nê, maar as jy begin gekonfronteer word met infertiliteit en jou kinders het leerprobleme, al daai goed, en jy gaan kyk hoeveel hormone ons deur ons voedsels inkry. Dis 'n kannetjie wat ek nie wil oopmaak nie. Ek praat baie in die geslote groep oor die onderwerp. Baie dieetkundiges sit hulle insette ook in. Maar ja, hormone, alle vleise wat ons nou direk in supermarkte koop wat van voerkrale en groeihokke afkom, is met groeihormoon behandel.
hoe gaan ons maak met dit? Jy weet, as jy gaan kyk na glifosfate, maar ons kan ook nie sonder glifosfate nie, want anders het die wêreld se mense honger gelei. Organies, wie kan dit bekostig? So, dis my hart is baie seer oor om te sê, mens, daar is nie 'n antwoord vir alles nie, daar is nie 'n goue middeweg vir goed om te volg nie, maar die bietjie wat ek kan mense leer en net laat begin dink oor goeters. As mense net 'n saadjie kan plant en mense kan begin dink oor goed, en aan die een kant, COVID het baie bakkers en kokers, huischefs ontlok, en ek dink die wat van COVID tyd op die Facebook groep gekom het regtig meesterchefs geword, as gevolg van daardie onderliggende kennis wat ek die hele tyd bly inbou. Jou goed wat jy op Boerekos met 'n twist op Facebook sit, is nie net resepte nie, daar is ontsettend baie om te leer daar. Ja. Kyk, die vraag wat die mense vra is, ek sê altyd, as ek 'n lang antwoord gee, wil ek eers vir jou 'n beskrywing gee oor wat die situasie is, hoe die situasie ontstaan het. So ek vat hom heeltemal terug soos in 'n tydlyn, en ek begin hom by die nerfsterm te bespreek, en ek trek hom deur, daai goue draadjie, dat wat help, jy kan nie net 'n antwoord gee nie, jy moet die hele diagnose doen, of en dan die protokol, of dit wat gevolg moet word, en wat die veranderlikes was, en wat moontlik. So, ek sê altyd vir die mense, gee asseblief vir my eerder 'n volledige, sê vir my wat dit is, die probleem is, moenie net vir my sê dis dit nie, en gee vir my foto by, want ek het te veel probleme in my lewe al gesien in die kombuise, dat, ja, daar's baie keer wat daar goed vir my vir 'n 6 gooi, want ek besef hoorie, maar ek gaan nou met 'n ander professor vra, om dalk vir my net hier te kan 'n inset gee, en dan kom ons terug daarna, en dan kan ek vir die leser sê, luister, dis die raad wat ek ingewin het, en dis hoekom X, Y en Z gebeur het. Daar's altyd, of gereeld, soort van nuwe dinge, dan is hierdie soort vet goed vir jou, en dan is hierdie soort vet sleg, en dan moet jy daai olie gebruik, en dan moet jy dit nie meer gebruik nie, dan is MSG sleg, en dan is dit weer goed. Hoe maak mens sin van dit? Weet jy, ek sê as jy 5 voedselgroepe eet, uncomplicate jy jou, of jy maak jou lewe minder gekompliseerd. So, die internet maak mense verskriklik angstig, en deur mekaar, vir alles jy soekend is, en jy wil nie noodwendig, of het nie die geld nie, of het nie die tyd om 'n spesialist te gaan sien nie. En dan begin dit 'n verskriklike wye ding te raak, en met tendense, ja, daar's tendense, maar vakkundig, as jy teruggaan hoe die ding gemaak word, bly dit nog dieselfde ding, verstaan jy? So, as jy na die Franse kookkuns gaan kyk, dit is hoe jy bechamel sous, 'n wit sous maak, wat geersels inkry. As jy gaan kyk na 'n gewone suurdeeg of 'n gisgebakte broodjie, jy het 'n watermeel, sout en rysmiddel ratio, dieselfde vir koeke, maar hoe vat hulle daai basiskonsep, en hulle maak van hom nou 'n bento koekie, 'n klein koekie, maar eintlik is dit oorspronklik 'n vanilla chiffonkoek wat hulle verander het om hierdie klein dingetjie te doen. So ja, ons kry tendense, maar die tegnieke verander bitter min, as ek dit so kan stel. Ja. So ja, daar's tendense, sosiale media maak dit interessant om goeders te sien, en almal het daai wil hê mentaliteit. So ons is nabootsers van 'n ding wat ons gesien het, en 'n kliënt vra vir ons byvoorbeeld om X, Y en Z vir hulle te maak. En dit is wat ek ook nou met die sosiale media groep Boerekos met 'n twist op Facebook, het ek baie kwaai begin wees, want nou kom mense met resepte van ander mense wat ek moet regmaak. Ek kan nie meer dit doen nie. Ek het 4 jaar terug 'n stop op dit gesit, want dit het werk begin word, want omdat ek so bietjie OCD is, sal ek gaan in die ding self toets. So dit kos my tyd en dit kos my geld, né? En ek het net begin besef, hoorie, maar ek is besig om hierdie ou se besigheid vir hom te bou, en toe het ek dit net gestop. Toe sê ek, dink mooi, ek het genoeg resepte in die boeke en op die webtuiste saamgestel om alle genres van kook se basisse vir jou te kan leer, en daaruit dan jou eie
verwerkings van 'n ding te kan doen. Jy hoor wat ek sê. So, daar moes ek toe nou begin kwaai wees en sê, hoor hierso, ek maak nie meer ander mense se resepte reg nie. Hier's 'n resep, gebruik hom, ek kan jou waarborg hy gaan werk. So, en as daardie persoon dan nie belangstel om 'n subskripsie te koop en of om 'n gratis resep te gebruik, dan ek kan nie, jy kan net so ver iemand help, want ek sit baie tyd daarin om goeie resepte te ontwikkel, dan voel ek net, ek gaan nie jou tyd mors of jou geld mors nie, ek het dit klaar vir jou gedoen, toe ek die resepontwikkelwerk gedoen het. Ek wil net so halftong in die kies vir jou vra, is dit heiligskennis om geel sout te gebruik? Jong, dit is nie baie goed vir jou nie. Ek het vir jou resep, ek het so 'n resep in die boerekos met 'n twist kookboek vir jou. Om 60.000 mense te bestuur op so 'n groep, raak dit nie oorweldigend? Weet jy, ek was dankbaar vir Desember. In die sin dat oor Kersfees en Nuwejaar het ek bietjie my foon afgesit. Dit raak, kom ek sê vir jou so, die kindness wat ek daar uitsit, word baie keer uitgebuit. En omdat ek nie 'n nee-persoon is nie, kan dit 'n mens opvreet. En ek het maar net myself ek het na 'n life coach toe gegaan, wat vir my geleer het dat moenie sleg voel om vir iemand nee te sê nie. En vertel vir mense dat die tyd wat jy met hulle insit, kos geld. En net soos publikasiereg, nê? Dis nie verkeerd, mense dink dis nie verkeerd om 'n resep af te neem en vir iemand te stuur nie. Maar wat hulle nie besef nie, dis 1 boek wat nie verkoop, of 2 boeke, of 10 boeke soos die resep versprei word, van 'n skrywer wat nie verkoop word nie. Daar is houdings van, ja, daar is soveel resepte op die internet, ek hoef nie jou boek te koop nie, of ek wil net daai 1 resep in die boek hê. 'n leser het 'n grap onlangs gemaak met 'n ander leser wat sy wou net die 1 resep hê, maar sy is nie bereid om R350 op die spesiale aanbieding van Takealot te betaal nie. En toe sê sy, maar betaal R350, dan kry jy die 1 resep plus soveel ander gratis resepte. Verstaan jy? Dit is, hoe is ons houding teenoor mekaar en oor dienste en produkte en die kwaliteit van die diens en die produk wat ons lewer. So vir 15 jaar het ek konstant elke dag, oggend en aand opgedaag. Wie doen dit? Maar ek kry mense jammer. En ek weet daar kan soveel meer ingeploeg word om mense beter te leer van gesonder eetgewoontes, om tegnieke aan te leer. En op die einde van die dag het ek mense bemagtig om hulle sakke aan te vul, wat besighede op die einde van die dag begin het. Daar was 'n interessante ding nou oor Desember en ek was in Namibië in die Kalahari waar ek vakansie gehou het en dit het tot daar pos gevat en daar is nie eers kinders gewees nie en dit was 'n gemmerkoekhuisie. Om in die Kalahari waar dit 50 grade is en op 'n plaas waar daar nie elektrisiteit is nie, net sonkrag, 'n gemmerhuisie te probeer bak was nogal vir my 'n uitdaging. Vertel ons van die gemmerkoekhuisie. Ek het my kinders geleer, ons doen gemeenskapsprojekte, ons woon op die platteland, so ons het groot geraak met my maale wat vir die volk pakkies uitgedeel het, skoolpakkies en dan sommer net lekker koekies gebak het en ons het 'n swart ma, ouma Joyce McConney, sy lewe nog en elke keer as sy my bel, dan chunk ek my oë uit, want sy sien laaste stukkie wat ek nog met my ma het. En so ons het groot geraak om te gee. En toe my kinders gebore is, het ek, ons is bevoorreg met al die boeties en sissies saam, nou aan my man se kant ook, om 15, 16 agterkleinkinders te kon hê. En ek het met hulle dit begin, dat ons bak, en ons deel dit wat ons bak, deel ons uit. So ons het gemmermannetjies gedoen, ons het gemmerkoekhuisies gedoen, en dan het ek met my kinders na, hierso was 'n plakkerskamp op Kameeldrif, wat ons altyd na toe gery het, dan het ons nou hierdie pakkies, toe het ek begin om klein huisietjies te maak, en ek het die versiersakkies vir die mense ingesit met die lekkertjies, met net so 'n klein papiertjie om te wys, hoe sit hulle dit aan mekaar, so dit is hoe die gemeenskapsprojek toe begin het, en toe later jare, was daar 'n vrou van, dis nou lank terug, nee, van Helpende Hand, 'n Wena, met wie ek betrokke geraak het, wat ons ook hierdie projek, so van tyd tot tyd, wat ons nou na die ouete huise ook koekies en goed gevat het, en toe het ek besluit, 18 jaar terug,
15 jaar terug toe ek begin het met Facebook, toe het ek gesê ek gaan dit ook doen. En toe ek nou nog met Marula Media, met hulle resepte kanaal betrokke was, het ek ook elke jaar weer terugvoering en ons het prentjies, foto's geplaas van hierdie gemmerkoekhuisies en ek het kompetisies aangebied. Maar weet jy wat, dan raak dit baie wetywerig. So ek het nie meer kompetisie nie, jy doen jou plasing van hierdie, want dit is die gawe van gee. En hier is die belangrikste ding, jy sal sien hier's baie tafels hier in die studio, en daar's baie tafels onder by die huis. Ek wil jou in die oë kyk, en daai samesyn om 'n kombuistafel waar almal spoeg en plak en help vashou, en giggel en lag, want jy weet nou, wat se uitdaging was dit in die Kalahari gewees, om daai te doen. Ek dink net, die samesyn en die herinneringe, en soos een leser geskryf het ook, haar man is nou in die jaar oorlede, so hierdie jaar het sy dit nie gedoen nie en sy mis dit. Maar sy het nog steeds haar herinneringe van al die jare wat sy dit saam met die lesers gedoen het en die plasings wat plaasgevind het. So dit is die samesyn en die herinneringe en die vaardigheid van saam kos maak. Maar jy maak ook nie net kos nie. Jy kook nie net kos nie en jy bak ook nie net koek nie. Jy het tot 'n resep vir boerseep. So onder andere in van my klasse doen ons leer ek jou so wat, dink gou mooi, wat is melk of wat is kaas? Kaas is 'n gepreserveerde vorm van melk. Suurdeeg is 'n gepreserveerde vorm van giste en goed wat ons gebruik. Nou gaan ons na vette toe. Wat kan ons alles met daai vette doen? Ons kan kersse maak en ons kan seep maak. Ons kan velsorgprodukte maak. En dan het ek 2 kursusse wat ek doen. Ek doen die seepmaak kursus waar ons met beesvet werk, maar ons het ander vette ook. En dis waar die seepmaak kursus en die velsorg kursus is nou 2, ek het dit eers saam aangebied, maar dit is net te veel. Waar ons weer eens, dan sit ons met ekseem, ons sit met akne, ons sit met allerhande sulke goeters. Ek wil nie 'n skottel goeie bottel saam met my ry wanneer ek gaan kamp en deur Namibië klingelang ry nie. So wat kan ek in die plek van, en so het ek begin seep ontwikkel wat 'n koekie seep is waarmee jy skottelgoed kan was sonder om bottels saam met jou te ry, vloeistof. So en dit is hoe hierdie goeters nou net lewe gekry het en so vir die velsorg ook. Soos jy my nou sien is hier niks op die gesiggie en ek het groot geraak weer eens met 'n ma wat in kruie in was en hoe sy ons velle versorg het met sonbrand en al die konkoksies. En toe sy oorlede is, het ek nou eers op my ou dag met my laat lammetjie, het ek besef maar wat op ek uitgemis het. Want ek het nie genoeg vrae nie. Ek het net 'n boekie met resepte, plantjies wat sy geteken het, so geskets het, wat sy gelos het en dit op die einde by my uitgekom. So, en nou uit 'n wetenskaplike brein, nou begin ek te kyk na die formulasies en dan begin ek navorsing oor dit te doen en sê ek, maar kom ons gaan kyk na jarrow. Hoekom het sy jarrow gehad na tyd? Niemand het geweet wat's jarrow nie. En dan begin jy kyk vir die wonde en vir brand en vir anti-veroudering en verstaan. En dit is weer, dis hoekom my tuine oral die op die plaas het weird goed in, maar die werkers is geleer ook. Pluk skaaptongetjie, as die bye jou gesteek het of iets snaaks het gebeur, kou hom. As jy gif ingekry het, kou hom. So dit is weer heeltemal, jy sien hoe elke ding weer babetjies kry. Maar ja, terug te gaan na vet en boerseep maak, dis, hoe kan jy 'n lewe hê op die plaas as jy afvalvet het? Wat maak jy daarmee? Jy kan dit nie in die drein afgooi nie, jy kan dit verbrand seker, maar dit maak weer ander goeders in die grond wat nie goed is nie. So, as jy hom in seep verwerk, hoekom nie? Jy is nou dekades besig met kos en dinge. Wat dink jy is die grootste fout wat Suid-Afrikaners in kombuise maak? Kook op vleis. Jy het hom uitgesit, nou kry jy hom weer terug. Okay, nee, dis nou, kom ons sê, dis nou tong in die kies die antwoord. Ek dink die grootste fout wat die mensdom maak, is om te leef uit pakkies kos uit. En nie jou huiswerk te doen om die voedseletiket te lees nie. Dood eenvoudige voorbeeld, as jy nou vir 'n twister in die middel van die nag gaan wakker maak, en jy vra vir hom waarmee bak Annelien, as hy 'n koek bak, of as hy versiersel aanmaak, of koekies bak, dan sal hulle sê 80% vet inhoud margarien. Want
Ons het 'n spesifieke handelsmerk vir jare ondersteun en gebruik, en met die gevolg is, hulle het hulle vetpersentasie gaan aanpas, en meer water in die stelsel ingesit, en meer emulsifiseerders, sodat hierdie goed nie vir mekaar kan skei nie. En 'n klein koekie is die skinderbek van baie swak kwaliteit bakkersmargarien. So nou moet jy dink, botter se vetpersentasie is van 80 tot 96% afhangend die ras van die dier se melk. So byvoorbeeld 'n Jersey en 'n Guernsey se bottervetpersentasie is baie hoog, maak lieflike kaas, maak lieflike botter van dit. Maar nou gaan hulle van 80% bottervet inhoud op 'n bakkersmargarien en hulle laat val om en hulle sit 10% meer, so en koop jy 70% bakkersmargarien. Dan sê die tannie maar jou resep werk nie, en sê ek, okay, watter, dan gaan ek terug. Onthou nou, ek begin by die skaal by 0, by die liniaal, en dan werk ek om deur, by alle bestanddele. Het sy met koppies gemeet, het sy met 'n skaal gemeet. Wat was die tipe handelsmerk margarien wat jy gebruik het? Gaan terug na dan leer ek hulle, gaan kyk na die bestanddele lys, sê hy 80% of 70%. Dan sê ek, Tannie, maar jy moet nou onthou, ons het nou 10% meer volg in die resep in. So as jy dan daai ene wil gebruik, gaan jy, maar nou baie koekie resepte het nie volg in nie. Verstaan? So wat moet jy doen? Dan moet jy daai duurder rand en sent betaal, want dis waaroor dit gaan, want die verbruiker wil 'n goedkoper produk koop, maar jy kan hom vir kook gebruik, maar vir bakdoeleindes is hy nie geskik nie. As jy botterversiersel maak, baie keer dan sê die mense my, kyk my botterversiersel skei van mekaar. Dis as gevolg van daai ekstra vog wat daarin is. So kwaliteit van bestanddele internasionaal is nie meer wat dit was nie. So jy moet weet, daai pakkie wat jy koop, wat is in hom en wat se foute gaan moontlik. So mense lees nie voedseletikette nie, punt. Wat 'n bestanddeel en instrument moet altyd in 'n kombuis wees? Of kom ek vra, wat is altyd in jou kombuis? Of sonder watter bestanddeel en instrument in jou kombuis sal jy net eenvoudig nie regkom nie? Daar's 3. 'n Skaal, meel en 'n whisk. Kom ek sê vir jou so wat, ek kan oor krapperig raak, as hulle my nie laat weet as ek in die dorp is, iets kort nie. Maar daar moet altyd meel wees, daar moet altyd eiers wees, een of ander vorm van suiker, of dit nou heuning is, en of dit nou breinsuiker maak ons sommer vinnig self, dis nie 'n probleem nie, maar, en dan, bakpoeier gebruik ek nie, ek maak my eie bakpoeier, so daar moet koeksoda en krumetart, en dan het ek altyd 'n suurdeegplantjie. So dit is vir my as 'n bakker is dit wat daar moet wees. En dan het ek groentetuine. So ek het my mense eet wat ook al vir die week in die groentetuin beskikbaar is. So, maar daar's my basisgoed, want jy kan, as ek dink aan wraps maak, ek maak baie wraps, ek doen baie filodeeg wat ek self maak. En ons eet brood elke dag. Maar ons eet goeie kwaliteit brood, van 'n goeie kwaliteit meel, waarvan die GI-waarde ek self bepaal het, oor hoe lank of hoe kort die fermentasieproses was. So, ek kan nog steeds, as ek op 'n Lou Kaap eet, 1 keer 'n dag 'n klein snytjie brood eet as ek wil. Eet julle ooit wegneem etes? Weet jy, nee, ek, dis 'n oulike enetjie hierdie. So, die kinders, ons bly mos nou op 'n plaas, en dan gaan hulle in die dorpsskool. En toe sissiekie nou, sy's nou so 14, 13 jaar later gebore, né. En toe ry ons eendag agter 'n ou wat 'n dooie perd sleep. En nou ry ons so, ek sê vir, sien jy daar gaan hy nou vir perdevleis, daar gaan hy indraai. En julle, soos Murphy dit wil hê, toe draai daai sleepwa daar af, daar by daai pad, en tot vandag toe, nee, ek speel. Maar die punt is net, ons het 'n reëling gehad met ons kinders. 1 keer 'n maand kan ons wegneem etes eet. Dan is dit seker, sê nou maar 3 stoppe. Een wil daar, een wil daar, een wil daar, dan doen ek dit. Maar hulle is nie lief vir wegneem etes nie. Albei my seuns kook ongelooflik goed. Baie goeie mes vaardighede, en omdat ons nou die groentetuine hierso het, hulle ken van vars. So, of dit nou geroosterde groente is, en of dit nou net vars in 'n slaai is, my kinders ken van vars. En nou dat die een getroud is, en hy bly in Pretoria, hy sê, mamma, ons mis dit. Nou gaan hulle al Saterdag na die boeremarkte toe, en hulle gaan koop vars hulle groente, en hulle verwerk dit dan hulle vir die hele week.
het hulle genoeg vars groente. So 'n mens kan jou leefstyl probeer aanpas, maar nee, wegneem etes. Ek het 2 plekke hier waar ons gaan uit eet, maar dis so 1 keer in 'n kwartaal, maar dis nie 'n wegneem kitskos, dit is goeie kwaliteit restaurante. Wat is die waardevolste raad of die grootste wenk wat jy vir mense oor kos kan gee? Lees die voedseletikette. Lees voedseletikette. Ek is nie 'n maniese mens nie, maar as 'n mens gaan kyk na al die outo-immuun siektes tans en al die kanker tans, kan dit direk teruggetrek word na jare en jare en jare se industrialisasie en voedselingenieurswerke wat plaasgevind het om vir ons meer gemaks- en geriefsvoedsel op die rakke te sit. Dat daar's 'n opeenhoping of 'n akkumulasie van slegte goed in 'n mens se liggaam en ons is nie groot gemaak om te weet hoe detox ons lewers nie. Ons verstaan nie dit nie. Ons is nie geleer hoe om self jou limf te dreineer nie. Wat se tipe oefeninge ons nodig het om limf te dreineer nie. So hoe ontgif ons niere, ons lewers, help ons en wat se tipe voedsels. Weet, ek het 'n baie interessante boek nou wat ek na al 2 jaar regtig intens bestudeer wat gegaan het oor hormone en oor die tipe voedsels wat ons eet, watter tyd van vroue siklus jy sekere voedsels moet eet wat estrogen en progesteroon beheer en dit gegaan oor infertiliteit. Ek bedoel ek was self gesukkel met fertiliteitsgoeters. So dit was my interessant om die boek te lees en dan gaan dit terug na die kos wat ons eet en dit gaan terug na outo-immuun siektes. Al daai tipe van goeters dis verwant aan die kos wat ons gebruik. Wat maak jou kwaad? Die ding wat my die kwaadste maak is onregverdigheid. En die tweede ding is, daar is nie vir my 'n beter woord in Afrikaans vir entitled. Want 'n mens wat in 'n restaurant sit en ongeskik is met 'n kelner, die kelner het nie die kos gemaak nie, hy het nie die fout gemaak nie. Dit maak my kwaad. En omdat ek self 'n aandeelhouer van 'n restaurant is, raak ek kwaad as mense met my kelners ongeskik is of selfs met my. Ek het my kombuisklere aan, jy weet, maar dit beteken nie dat jy sleg met my kan praat nie, want jy weet nie met hoeveel kundigheid jy ongeskik is nie. Mens kan goed op 'n baie beter en baie meer beskaafde manier en ek dink, dit is die sukses van Boerekos met 'n twist, dat ek nie dit duld nie. Ek is nie lelik met jou terug nie, ek sê net vir jou, dis nie okay nie. En ek het my kinders ook geleer, met maatjies ook, ek kry jou kodewoord om te sê, ek's nie okay nie. En my ander weet ook, as ek vir hom sê, ek's nie okay nie, dan moet hy gaan dink daaroor. Want om vir iemand te sê, dit wat jy nou vir my gesê het, is nie okay nie, het jy gehoor wat jy gesê het. En ek het dit al vir 'n kliënt ook gesê, dan moet jy sien hoe gevlieg daai oë so rondom, probeer hulle dink en sê, kan jy nou verstaan hoekom ek ongelukkig is? Mens praat nie so nie, hoe kan ek jou beter help? So daai van, ek mag vieslik wees met ander mense, daai kan ek nie vat nie. Annelien, is daar iets waaroor jy spyt is? Ja en nee, 50-50. Kanada, ons het in Kanada gewoon vir 'n wyle en ek het net vir my man gesê, ek het nog so met die een been in my beroep gestaan en om weer in Kanada dieselfde werk te kon gedoen het hulle vereistes gehad en ek moes weer eksamens skryf en ek moes nog my graad opgradeer het en ek het net besluit, ek sien nie kans daarvoor nie. En dit, nommer 1, en nommer 2, ons kon nie genoeg maak om ons lewenskostes te onderhou nie. So dit was 'n baie moeilike besluit. Hy het toe nou vir 'n wyle aangebly, nog 'n jaar in Kanada. En ek het maar aangegaan hier op die plaas en dosent wees totdat hy nou sy kontrak goed klaar gemaak het en toe het hy teruggekom. As ek kyk na die vriende wat agtergebly het, wat saam met ons daardie tyd oorgegaan het, ons het oorgegaan vir werksredes, nie oor politieke redes nie. Ons het kon regtig nie vir hom waar hy in die staat gewerk het. In intelligensie was moeilik om werk te kry en hy kon beter in Kanada in dit wat hy studeer het werk kry. En ek het teruggekom Suid-Afrika toe en het vir hom gesê, weet, ons gaan baie harder moet werk en ons gaan weer van vooraf moet begin, sien ons kans daarvoor. Maar sou ons in Kanada agtergebly het, sou ons vir salarisse gewerk het, ons sou tot 'n stelsel moes konformeer
wat nie entrepreneurs op daai stadium was nie. Waar hier in Suid-Afrika het ons was ek nog steeds dosent, ek het nog steeds konsultasies gedoen, ek het nog steeds hierso by die studio waar ons nou sit, opleiding gegee vir ander mense. So, en ek dink omdat my kinders in hierdie groot geword het waar pa en ma nie 'n vaste salaris het nie, waar pa en ma moes baie diep grou. Kyk, daar, ons is deur 'n moeilike tyd, finansiëel. Jy weet, partykeer het nie geweet waar die volgende bord kos vandaan gaan kom nie, so swaar het dit gegaan, letterlik. En daar het my kinders baie respek vir alles in die lewe gekry, vir elke ding wat ons bereik het, elke ding wat ons kon koop, was dit goed van, is dit 'n behoefte, is dit 'n begeerte? As ons daai R50 nou mors, wat gaan gebeur af in die pad? So ons het hulle leer dink oor goeders. So vandag, beide kinders, ons het 3 kinders, die oudste die 2 seuns, het beroepe gestudeer wat op entrepreneurs, weet hulle gaan hulle eie besighede eendag, een is 'n finansiële adviseur en batebestuurder, met die oog op om eendag sy eie praktyk te begin, en hy studeer nou na 7 jaar nog steeds. En dan die ene wat op Stellenbosch was, wat landbouagronomie, maar met akwatiese stelsels as hy spesialis veld gekies het, weet ek kan al klaar sien hoe hy op 'n konsultasie, want hy is ook nie chemies, met dit, wat hy vir my gesê het, mama, daar is 'n groot behoefte in Suid-Afrika vir agri-solutions, oplossings, in plaas van om die chemiese route te gaan, is daar ander oplossings wat 'n mens kan doen. So, hy dink al klaar entrepreneurs. Klein Philistyn, ek weet nie, sy is in 'n landbouskool, wat akademies en landbou is. Sy geniet dit ongelooflik baie. Dalk weer 'n veearts in die familie, ons weet nie. Kop is meer medies. So, ons sal maar sien daar. Maar, is ek spyt? Nee. Ek het gedink ek is spyt, partykeer as dit swaar gegaan het hierso, was ek spyt, het ons maar daar gebly, sosiale omstandighede, lae rentekoerse, uit die finansiële oogpunt, maar, ek en 'n ander is hierdie jaar 30 jaar getroud, en ek dink as ons terugkyk en ons vir onsself net 'n klop op die skouder gegee, en te sê dat ons het nooit iemand in die oë hoef te gekyk het nie, ons het nie skuld nie, ons het niks, ons het diep gegrou, en as dit met die Here se genade sê ek vir jou, as jy nou terugkyk na die legkaart, dan sê ek vir jou, ons het verdrink, maar die Here het vir ons bo gehou, nee, al die pad, en is net humbleness wat ek vir jou hierdie kan sê, dat sy genade so groot is, dat nog voor jy vra het hy na ons gekyk, nog het hy voorsien, nog voor jy vra, het hy geweet waar die kos vir volgende week vandaan gaan kom, daai petrolgeld om die kinders skool toe te kry, waar dit vandaan gaan kom, en daarom hanteer ek elke leser op my groep, uit die staanspoor van, hy is dalk waar ek was, hy het daai selfde bagasie, ons almal het dieselfde pakkies, maar die inhoud verskil, maar ek het al die inhoude amper beleef in my leeftyd. So, ek moet elkeen met respek en geduld hanteer. Wie bewonder jy? Ek bewonder vrouens, alle vroue, wat tuiste skeppers is, maar tog 'n besigheid kan bedryf, en ook goed gebalanseerde kinders die toekoms kan instuur, want dis ons toekoms, nee? Ek dink, daar is nie vir my 'n persoon nie. Ek bewonder vrouens wat dit kan regkry, want daar's so groot miskonsepsie van vrouens wat by die huis sit en kinders grootmaak. Daar is nie so iets nie. Jy is die apteker, jy is die dokter, jy is die sielkundige, jy is die Uber, jy is die chef, jy is die tuinier, jy is die huiswerker, jy is alles. Ek dink, ek bewonder, want ek self was daar en ek weet, en dan sal party vrouens wat ek net dink, joh, hoe kry jy dit reg? Hoe? Ten midde van alles het jy, daar is soveel name wat ek kan opnoem, maar dan gaan dit soos bemarking klink. Vroue wat ek regtig bewonder. Annelien Pinaar van Boerekos met 'n Toast, baie dankie dat ons vandag kon gesels. Ek waardeer dit baie en dit was ontsettend interessant. Baie dankie. Nee, het was lekker met jou te gesels en ja, ek hoop die luisteraars kan daar ietsie hiermee saamvat en dit hulle eie maak. Elke Dinsdag gesels ek met nuusmakers, planmakers, bekendes en berigtes. Laat weet ons wat jy dink in die kommentaarveld onderaan hierdie pot gooi
of stuur 'n e-pos aan info@rsg.co.za. Onthou om die follow knop hierbo te druk en kom gesels elke Dinsdag, land en sand.